Of nou sê ek die verstel, om 'n bietjie agtergrond te kry, en dit nou vir my streep neergesit. Ek het 'n hond gehad, hy mag nie op die tapijt gelê. En hy is so voor die tapijt. En jy sien sy neus op die tapijt. Dan sy kop, dan sy voorlip. En later as sy neus so oor die tapijt was, dan het ek gesê, dan trek hy nie die kop so terug. Maar kom die neus weer so vorentoe. En as ek weg is, dan nooi die kinders om kom. Dan is hy op die sitplekke. So ek dink ek gaan by hond wees. Nou hier. Ek het gedink, voordat ons gesels oor die krisis wat op pad is, en ons gaan 11 uur daaroor gesels, en waaroor die krisis gaan, en moontlike gebeurtenisse, wil ek eers 'n bietjie in die geskiedenis gaan krap, oor oomblikke van krisis, en hoe die mense dit destyds gehanteer het, en hoe onvoorbereid hulle was, eintlik vir die oomblik van krisis, ten spyte van die feit dat hulle presies geweet het wat gaan gebeur, want dit is vir hulle gesê. Maar dit het gebots met hulle tradisionele denke. So hulle het nie kognitief verwerk. So voordat ons begin, kan ons sê net 'n gebed. Hemelse Vader, mag U Gees hier teenwoordig wees vandag. Ons gaan groot dinge gesels in die loop van hierdie dag, en ek bid dat U ons sal help om dinge in die regte lig te sien en te verstaan. Dat ons nie soos die disippels kan bevang word. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Nou ons het gister gesels oor God en sy manier van dinge doen. En ons het gesels oor die twee vyande wat teen mekaar is en dieselfde praktyke gebruik, maar het 'n ander karakter hoogte. God se karakter is selfloos en liefde. En liefde soek nie sy eie belang. Die ander ene is selfsugtig en wraaksugtig. God wil nie hê dat enigiemand moet sterf. En die ander ene wil vernietig as sy wil nie gedoen word. So God bied die lewe aan, soos ons gesê het, op voorwaarde, en die mens het die voorreg om te besluit of hy die voorwaardes wil nakom al dan nie. En as hy die voorwaardes nie wil nakom nie, dan vat God daai lewe terug. So eintlik, die doodsvonnis word deur die persoon self oor homself uitgespreek. Dat ek dit so stel. Nou, as ons gaan na die verlede toe, ons vra onsself, wat het nou eintlik daar gebeur en hoe het dit gebeur? God het altyd in die verlede, as daar groot dinge sou gebeur, gewaarsku en gesê, dit gaan gebeur. En hy het tekens gegee om die mense te wys hoe die stroom van tyd verloop, sodat hulle nie onkant gevang word nie, maar hulle is elke keer onkant gevang, want hulle het hulle eie voorstellings gehad. Byvoorbeeld, jy kan teruggaan na die tyd van Noag. Noag het 120 jaar lank gepreek en 120 jaar lank getimmer aan 'n aarde. Nou stel jy voor 'n ouetjie bou 'n aarde waar dit nooit gereën het nie. En hy timmer en timmer en timmer en preek. En dan gebeur niks vir 120 jaar. Wat sal die mense daaroor dink? Die ou moet groentakkies toe gaan. Hy is nie lekker in sy kop nie. En op 'n dag het Noag gesê, gaan daar iets gebeur. En daar was 'n man met die naam van Methuselah. En as jy die naam ontleed,
dan sê die naam, wanneer hy sterf, gaan dit kom. So daar was 'n teken. Wanneer hy sterf, gaan dit kom. En die man is toe uiteindelik. Maar die diere, 2 en 7 paartjies 2 vir die reindiere, 1 paartjie vir die onreindiere. In geval julle gedink het rein en onrein het eers later gekom in Leviticus 11. Het hulle daar aangestap en die wetenskaplikes het kop gekrap en gedink, wat se fenomeen is nou hier aan die gang? Dan moet een of ander elektromagnetiese puls gewees het wat die diere geaffekteer het. Miskien was daar 'n sonvlam en die diere het 'n bietjie mal geraak. En hulle het dit gerasionaliseer. En toe die deur toe gaan en dan gebeur niks vir 'n week nie, het hulle ook gedink, dis 'n grap, wat gaan hier aan? En toe word hulle aan kant gevang. Die Here was al die land vooruit. Die Amalekiete was die ergste mense onder die son. Sodomiste en goddelose mense. En God het gesê, hulle beker is nog nie vol. Kom ons gee vir hulle 400 jaar. Lang net. 400 jaar. En as hulle dan nog steeds bly by hulle goddeloosheid en erger word, dan het hulle keuse gemaak, ons wil nie jou voorwaarde nakom nie, dan moet julle nou maar die gevolge van julle besluit, moet julle dan nou maar dra. En daai tyd het gekom, 400 jaar. Nou wonder ek net, hoe lank is hierdie volkie wat hier voor ons sit, al in hierdie land? Is ons nou al 'n ruk, nee? Is nie 100 jaar, nee? Is ook nie 200 jaar. 300 en meer jare, dan strek nou amper by die 400 jaar. En die volkie dink nog steeds, nee, hy gaan weer verreis en hy gaan oorneem, en al die ander word in die see ingejaag. Dis 'n voorstelling. Dis 'n voorstelling in die kop. En hulle hoop en hulle verwagting is op daardie gedagte gevestig. Hulle glo dit vas. En dan het ons al ander bewegings in die land, waar die een sê, jy weet, ek is uitverkole, en dit gaan nou maar gebeur, en die ander een is nou maar ongelukkig, nie in daai kategorie nie, so die wereld gaan draai, en dinge gaan in ons guns werk. En hulle besef nie, dat hulle 'n voorstelling het, wat nie Bybels is. Want die finale gebeurtenisse, as jy tipe en antitype verstaan, werk jy van die kleine, van die lokale, na die universele. So die gebeurtenisse waaroor die Bybel praat in die eindtyd is universele gebeurtenisse waarvan Israel 'n lokale voorbeeld was. So jy gaan altyd van die kleine na die groot. Jy kan nie die tipe maak nie, die antitype maak nie, want dan moet daar 'n letterlike lam aan die kruis hang. Dit werk nie so. Die lam is net 'n voorstelling van 'n groter werklikheid. En dis hoe tipologie werk. So my punt is, verstaan ons wat die Bybel sê, of het ons nog steeds die wanvoorstelling dat in 'n lokale aspek ons die volgende uitverkore volk gaan wees, of wat ook al. Nou kom ons gaan na die geskiedenis en kyk, hoe voorbereid was die mense, selfs die disippels van Jesus. Hoe voorbereid was hulle vir wat sou kom in die krisis van daardie tyd? Die disippels het 3,5 jaar aan sy lippe gehang. 3,5 jaar sy wonderwerke gesien. 3,5 jaar gewag dat die dekselse Romeine in die see ingejaag word.
Is nie dit wat hulle gedoen het nie? 3,5 jaar gegaan. En nooit besef dat die koninkryk waaroor die Here gepraat het, 'n ander koninkryk was. My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. En die koninkryk het gekom na julle toe. En julle moet asseblief deel word van hierdie koninkryk. Hierdie koninkryk het 'n stel wette en norme waaraan ek wil hê dat julle julleself oorgee. En ek wil hê jy moet anders dink. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nie om in die see jaag nie. Lief hê soos jouself. Jy moet die wet van God verstaan. Jy moet sy karakter studeer. Jy moet jouself onderdanig maak aan die koninkryk van God. Daar's 'n koning, daar's 'n wetstelsel, daar's 'n leefwyse. Dis hoe dit gaan werk. En hy het dit uitgespel hoe dit gaan werk. Ou Testament sê vir ons presies hoe dit gaan wees. Hoe pragtig dit gaan wees. En die Nuwe Testament sê vir ons die oog het dit nog nie gesien nie. En die oor het dit nog nie gehoor nie. Hoe pragtig die nuwe wêreld gaan wees as jy jouself deel maak van daai koninkryk. En daai koninkryk het sekere stel wette en hulle staan nommer 1 in jou lewe. En die wêreld het ander stel wette, maar solank jy nie bots met die koninkryk se wette nie, wees maar gehoorsaam. Bly maar by die snelheidsgrens, soos ek byvoorbeeld maak. Man. So, net as die wet in gedrang kom met die hoër wet, dan moet jy 'n keuse uitoefen. Want jy kan nie God se wet verontagsaam nie. Dit is nommer 1 in jou lewe. En Jesus sê vir die disippels in Matteus, hoofstuk 16, want toe het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes lei. En gedood en op die 3de dag opgewek word. Hy het vir hulle gesê, prontuit, dis wat gaan gebeur. Petrus neem hom op sy sê, dit gaan nie so gebeur, want dit strook nie met my teologie. Hy het hom begin bestraf en sê, mag God het verhoed, Here, dit sal nie nooit voorkom. Hoekom het hy dit gesê? Want hy het 'n wanvoorstelling in sy kop gehad van wat gaan gebeur. En ek sê nou vir julle, die grootste gros van hierdie volk op hierdie aarde, of hulle nou in Suid-Afrika woon, of hulle in die VSA woon, of hulle die herrenvolk in Duitsland was, hulle het 'n verkeerde voorstelling. Nee, hulle gaan die uitverkore volk wees. En Hitler het gesê, die Arische volk. Ek behoor aan. Heerlijke, amper blauw oor. Ek het blonde hare gehad toe ek jong was. My hoogte maak het ook maar net nie. En waar is daai volk? Wanvoorstelling. Gaan nie met jou gebeur nie. Maar hy het omgedraai en vir Petrus gesê, gaan weg agter my, Satan. So wat het die Here gesê? Jou wanvoorstelling en die verdraaiing van die evangelie wat in jou kop aan die gang is, kom van Satan af. En hy besef dit, en hy bestraf nie vir Petrus nie, hy bestraf die duiwel wat die wanvoorstelling in sy kop gesit het. Dis die eerste punt wat ons moet leer. Ons het wanvoorstelling van God en van sy woord. Want ons luister na wat die kerke vir ons sê en ons lees nie wat sê die Bybel. Hulle het regtig geglo dat hulle as die uitverkore volk oor al die nasies gaan regeer en hulle gaan voor hulle neerbuig. So hulle het verlossing gesoek van hulle situasie. Maar hulle het nie besef dat hulle situasie as gevolg van hulle afvalligheid was. Hulle het nie besef.
En net so besef die mense vandag, dat die situasies waarin ons verkeer, eintlik lesse is wat ons moet terugvat na die Bybel toe, en die eenvoudige vraag vra, Here, wat het ek gedoen? Sodat ek nie meer in harmonie met jou wil lewe nie, maar my eie teologie in my kop opgebou het, of gesluk het die teologie wat iemand vir my vertel. Dus een van ek het nou die dag vertel by die kampvergadering, was daar by die kamp, en hierdie man kom na my toe, en hy het hierdie man voorstel, hy behoort aan die Israel beweging. Maar diep binne in sy wese, weet hy daar moet iets verkeerd wees met sy voorstelling, want niks werk uit soos hulle dit wil hê. En hy kom met my so met so grampie gesig, en hy sê vir my, sê nog vir my reguit Josef, en moet nie vir my doekies omdraai, nie sê dit vir my reguit. En ek doen dit toe. Dankie. En daar is baie snaaks. Baie snaaks. En hy begin hulle toe berus vir die Here oor hulle wanvoorstelling. Matteus lees ons in hoofstuk 15, waarom oortree die disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Hoekom maak julle wette en reëls en goed en goeie goed wat nie in die Bybel staan? Dis basies wat hy vir hulle sê. Want terwyl julle die gebod van God verlaat, hou julle aan die oorleweringe van die mense vas, die wassery van kanne en bekers en ander dergelike dinge van dieselfde aard, en hy sê vir hulle, julle verstaan dit goed om die gebod van God op sy te sit, en so julle oorlewing te onderhou. Dis presies wat ons vandag sien, ons het nie die les geleer. Presies wat ons doen. In die Romeinse stelsel het jy die bekers en die wierook. As daai paus kom en hy maak so met daai wierook en jy rook dit asem dit in, is jy onmiddellik verlos. Daai rook doen wondere. Wat van die karakter? Wat van die karakter? Of jy sê verkies moet, jy kan relax, eet, drink, suip, pret, doen net wat jy wil, want jy gaan hemel toe, want jy is uitverkore. En die heerlikheid van jou uitverkorenheid, in kontras met die verderflike vernedering van die onuitverkore een, wys hoe heerlik jy in God se oë is. Dis 'n lekker godsdienst, maar dis 'n klomp nonsens. Dis 'n klomp nonsens. Die uitverkiesing is net God se voorkennis van jou keuse. Dis die uitverkiesing. Jesaja sê na die wet en na die getuienis, as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, het hulle geen dag geraak. Dit beteken nie eers die eerste sonstraaltjie van die son opkom. Dit is 'n duisternis. Totale duisternis. Dit is so eenvoudig. Salomo het sy lang lewe van elke goddelose ding onder die son doen wat hy kan. Kom tot die gevolg kry vrees God. En gee hom die eer, sê Openbaring by. Openbaring sê van die tyd van sy oordeel het gekom, maar Salomo vat dit saam en hy sê, en hou die gebooie, want dit is die plig van die mensdom. En oordeel is gebaseer op die wet, natuurlik, want sonder wet kan jy nie oordeel vel. So, waarna kyk die mense? Hulle kyk na hulle filosofie, en as hulle 'n probleem het, dan hardloop hulle na die sielkunde toe,
En die sielkunde sê vir hulle, gaan grawe daar in die mishoop van jou verlede en kyk of dit jou pa, jou ma, jou auntie of jou oom se skuld was of jou broer of jou suster dat jy die toestand verkeerd is. Eers my ma se skuld en sy het dit en dat en die ander gedoen. Pragtig, nou is jy verlos van jou ellende. Nee, vergeet daai ellende. Kom ons doen 'n nuwe ding, sê Jesaja. Sien jy dit? Vergeet van al die goed wat jou beïnvloed het. My pa het my geklap en die bloed het my neus uitgeloop het op sy niet gesand papier te vloer. En toe sê het my, maak skoon dan. Ek kan nou my hele lewe lank 'n wrok in my hart dra omdat hy dit gedoen het. Maar die arme man het nou net as vloer skoon gemaak en ek maak het volbloed. Want sy klap. In 'n oomblik van swakheid het hy dit verloor. Gaan ek dit nou my hele lewe lank eenmaal? Of gaan ek sê, weet jy wat, ek het al erge dinge gedoen as dit. Kom ons vergeet het en ons gaan aan, want dit was nooit jou bedoeling nie. Hy het ook later jammer gesê. So, ons moet dit maar so aanvaar. Ons kan nie ons credo implementeer in ons lewens nie, as die credo nie in harmonie is met die Bybel. Gaan kyk, wat sê die Bybel, wat sê die woord, dis die waarheid. Die woord is waarheid, niks anders is waarheid as die woord. En die disippels sit met 'n wanvoorstelling as gevolg van die hoogmoed wat in hulle harte was, nie net in hulle sin nie, maar in die hele volk. Toe ons moet kyk, wat sê die woord? En wat het gebeur in die oomblik van krisis? Jesus kom daar in Jerusalem in. Daai laaste week word so pragtig beskryf. Markus vat hom so dag vir dag. En hy kom in en almal skree en hulle gooi palmtakke en hulle sê, Hosea, hier is die koning. En hulle onthou die profesie, nederig ry hy op 'n donkie. En die Fariseë sê, maak hulle stop. Hy sê, as hulle nie skree nie, moet die klippe skree, want die woord het gesê, het gaan gebeur, en het gaan nou maar nou so gebeur. En hulle aanvaar hom as koning. En net 'n week, net 6 dae, toe spot hulle hom. Daar hang hy aan 'n kruis. So die wiel het gedraai. Maar dit was nie in die voorstelling van die disippels. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak. En die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wou jou kinders by mekaar maak. Soos hy henna kyk en so in die vlerke. En jy wou nie. Jy wou nie, want jy het 'n wanvoorstelling in jou kop. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar, ek sê vir julle, met sekerheid sal julle sien, nie tot dat die dag kom, wanneer julle sal sê, geseënd is hy, wat kom in die naam van die Here. Jou huis is woes, jou huis is leeg. Nee, die huis is nie woes nie. Nee, hy is nog steeds die uitverkore volk, maar ons sit maar nou net 'n Christentyd tussenin, dan vat ons die Christene hemel toe, en dan kom die antichrist. So, Christene, moenie worry oor die antichrist nie, hy gaan nie eens kom wanneer julle weggeraap is. En daai volk bly die uitverkore volk, maar God kan nie sy woord nie gestand doen nie. Hulle bly die volk. Voorwaarde of nakom of nie, maak die saak nie. Staan dit in die Bybel? Nergens. Woes en leeg is, het is nie daar nie. Maar as hoop, want Paulus sê, hulle is uitgesnoei uit die wingerd. Hulle kan weer teruggeënt word. As hulle die voorwaarde aanvaar. Maar hulle wil nie. En selfs baie
wat die voorwaarde wil aanvaar en sê, okay, ons aanvaar nou maar Jesus was die Messias. Maar wag hulle nog steeds vir 'n Messias wat 'n nasionale verlosser gaan wees, eerder as 'n Messias wat 'n verlosser gaan wees van ons sondige toestand. Hulle verwag hom nog steeds so. Maar hulle kan nie daai kop skuif maak. Nou kom ons gaan kyk wat gebeur het en om te probeer lesse daaruit kry. Wat het gebeur daai laaste dag? En nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Het hulle almal verstaan wat nou gaan gebeur? Nee, hulle nog steeds verklei onder mekaar, wie is die grootste? Wie is die belangrikste? So hulle het nog steeds nie daai besef gehad dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. En wat gebeur daar is lesse vir ons vir die tyd waarin ons nou leef. En dadelik sê Markus 14 vir ons, terwyl hy nog spreek, verskyn Judas, wat een van die 12 was, daar in Getsemane. Met hom 'n groot menigte met swaarde en stokke gesteed het die owerpriesters en skrifgeleerdes. En sy verraaier het 'n teken met hulle afgespreek en gesê, die een wat ek sal soen, dis hy, gryp hom. En neem hom met sekerheid weg. En toe hy kom, gaan hy dadelik na hom en sê, Rabbi, en hy soen hom. En ek is so verstom hoe Jesus wat vir hom sê in Matteus 26:15. Vriend, waarvoor is jy hier? Vriend, wie staan sy verraaier? En hy sê vir hom, vriend, wat soek jy hier? Wat is jy van plan om te doen? En daarna slaan hulle hande aan hom, gryp hom, en een van die wat daar gestaan het sy swaard uitgetrek, en die diensknegt van die hoofpriester geslaan, en sy oor afgekap. En Johannes 18 vers 10 sê vir hom, die een wat dit gedoen het was Petrus. Kap hy oor af. En Jesus buig en hy tel die oor op en hy plak hom weer daar vas. Next. En toe hulle kom om hom te arresteer, toe skyn die godheid deur sy menslikheid. Nie ter wille van homself, nie, maar ter wille van die wat hom arresteer, en hulle val soos vrot verder. En die disippels dink, nou is die oomblik. Nou gaan hy die Romeine initieer en ja. Oorgeset synde, dink aan vandag. En die tweede keer, toe hulle opstaan, het hulle gesindheid verander daarna. Nee, hulle het nie hulle gesindheid verander. Hoekom nie? Want dat was 'n wanvoorstelling in hulle koppe. Maak nie saak wat 'n bewyse jy lewer nie. Dit dring nie deur nie. En daar's wat kom. En wat doen die disippels? Wat sê die Paulus? Hoeveel van hulle het weggehaal? Almal. Almal. Elke enkele een, selfs Johannes. Hy kon hardloop, want hy het vinniger gehardloop as Petrus. Hy kon hardloop. Maar hulle hergroepeer, en twee van hulle, Petrus en Johannes, gaan so agterna. Nou is baie belangrik vir die tyd waarin ons lewe, dat ons verstaan wat daar gebeur. Want het gaan weer gebeur. Gaan weer gebeur. Johannes gee nie voor dat hy iemand anders is as 'n volgeling van Jesus. Johannes was bekend by die owerpriesters. En toe hulle daar aankom, toe maak hulle die deur oop en die priesters het vir Johannes eintlik ingenooi. Want hulle wou vir hom laat sien dat sy denke verkeerd was rondom die Messias. En dat hulle hom daar kan wen aan hulle kant. As hulle nou sien, hier staan die man, en hy is niks anders as 'n krimineel
en hy gaan nou veroordeel word, dan gaan hierdie wanvoorstelling uit Johannes se kop verdwyn. So Johannes gaan sit daar een kant, en hy kyk die verrigting, en hulle los hom uit. Hulle het geweet, hy's 'n volgeling van Jesus. Maar Petrus, hy doen niks anders. Hy gaan in en hy maak asof hy deel is van hulle. En hy gaan staan later daar langs hulle, en hy maak sy handjies warm by die vuur, en hy maak asof hy een van hulle is. Hy speel nou 'n rol. Hy skaam om te sê dat hy 'n volgeling is van die een wat daar veroordeel word. Hy wil weet wat daar aangaan, hy doen, maar hy speel 'n rol. Speel ons nie ook rolle nie? Wat 'n kerk behoort jy? Maar wat is die nominasie? Die daar kan antwoord. Ja, maar wat is die nominasie? Nee, groot kerk van God. Jy sal nie wel erken, as daar 'n stigma by die sekte is, weet wat jy is. So Petrus doen. Dit mooi wat ek sê. En die storie gaan voort. En Simon Petrus, wat hy swaard gehad het, wat bereid was om te veg vir die waarheid, staan nou hier. En hy word blootgestel aan hierdie omstandighede. En Jesus word verspot. Daar's van hulle wat hom vloek. En hy staan net daar. En hy kan dit nie verstaan nie, want dit pas nie in sy beeld nie. Maar waar sê die redder Messias, wat hierdie spul in die see gaan ja? En nie die spul nie, maar die Romeine. Wat gaan nie aan? Wat het ek misgekyk? En so gaan dit aan in sy kop. Sekerlik sal die Here nie toelaat dat hierdie dinge met hom gebeur nie. Ek het hom dan laas berus, maar dit sal nie so wees nie. En daardie uur het Jesus vir die skare gesê, het julle soos teen 'n rower uitgekom met swaarde en stokke om my gevange te neem? Dag vir dag het ek julle gesit en leer in die tempel, en julle het my nie gegryp nie. Maar dit het alles gebeur dat die skrifte van die profete vervul sou word. Toe het die disippels hom verlaat en gevlug. Die word profesie vervul voor hulle oë en hulle hardloop. Ek wil vir julle sê, het gaan weer gebeur. Profesie is besig om te vervul voor ons oë. En ek wil nie so verwaand wees om te sê dat ek gaan hardloop. Ek gaan so verwaand wees om te sê, ek wil nie hardloop. Maar ek kan nie waarborg dat ek nie gaan hardloop nie. Want die skrif sê, almal het gehardloop. En dit beteken dat daar ook iets in my is wat nog nie reg is nie, dat ek waarskynlik ook gaan hardloop. Ek wil nie hardloop nie, ek wil nie hardloop nie. Maar moenie skrik as ek hardloop. Want ek het geen vertroue in myself, wat dit betref nie. En die skrif sê vir my, pas op, dat jy nie selfvoldaan is en dan jy gaan nie hardloop. Jy gaan daar hardloop. Hy staan daar by die vuur. Eers sê die een vrou vir hom, jy is nie van hulle, nee. Jy is mos ook 'n aktivis. Nee. Jy verbaar met iemand anders. En dan staan hy by die vuur. En hulle sê dit weer vir hom. En hy word kwaad. En hy verloor dit. En hy het sy stem op. En hy probeer wees wie hy nie is nie. Hy probeer lyk asof hy een van hulle is. Nee, ons is saam met julle. Nee. En uiteindelik die derde keer, toe verloon hy hom nie net
met 'n geskree nie, maar ook met 'n gevloek. Toe kom hy woorde net so uit. Dit is ongelooflik wat hier gebeur. En toe kry ek 'n kyk. Hy vang net daai oog. En iets gebeur. En dit was sy redding. Dat daar iets gebeur het. My hart klop en my been. Dis 'n tragiese verhaal. Waar het dit begin en hoe het dit begin? Dat hy sy Here verloon het hier in die tyd van die krisis. Wat het daar gebeur? Wel, het het eintlik vroeër begin. Maar sy probleem was dat hy probeer het om voor te gee dat hy is wat hy nie is. En ek sê nou vir julle, daar's baie van ons eie mense wat probeer voorgee dat hulle is soos die ander, as hulle eintlik nie soos die ander is. En daar's ander wat verder gaan wat in 'n ekumene sit en voorgee dat hulle deel is van die broederskap met die wat die wet en die dinge verontagsaam en pelle is. Maar eintlik is hulle anders. Hulle is bang vir die anderse. Want dit is nie lekker om so anders te wees. Dit is nie lekker om nie in te pas nie. Ons weet almal hoe dit is as jy by die huis sit en jy die familie wat kom en die familie is nie soos jy nie. Jy gaan gespot word oor wat jy doen, oor wat jy eet, wat jy drink. Al daai dinge. Ek kan nooit vergeet hoe dit met my gebeur toe ek besluit het, ek gaan nie my lewe verder in my lewe verrenoveer nie, met my gesuiperheid. En ek het opgehou drink. En ek het dit al baie keer vertel, maar dit het so impak op my gemaak, dat ek eintlik verstom gestaan het. Want dit was by 'n vergadering vir die verjaarsdag van een van my ooms. Die oom is lewe nou nog en hy is al ver oor die 90. Ek weet nie hoe hy met al sy etery en drinkery dit reg kry om oor die 90 te wees nie, maar los dit maar nou daar. En by die partytjie was 'n droë alkoholist en ek. En my neef kan die dom, die heel dronk, by elkeen. En die droë alkoholist sit langs my. En hy wil vir hom die champagne in sy glas gooi en hy maak sy hand so oor die glas en hy sê, en nie vir my nie, dankie. En my neef sê vir hom, ekskuus dat ek dit gedoen het, ek het vergeet. Kom ek haal vir jou die nie alkoholiese drank, en ek gooi dit daar in jou glas. En ek sit net langs hierdie. En ek is volgende. En hy kom met die champagne na my glas. En ek doen presies wat daai ou doen. Ek sit my hand oor die glas. En ek sê, ekskuus maar, nie vir my nie. Was hy die reaksie dieselfde as met jou? Hy het losgetrek en my gevloek, soos jy nie kan glo nie. Jou dit en dat en ander, jy wat dink jy is beter as ander en die saam met ons wil syt in jou vak. Met vieslike woorde soos jy net in Duits en Afrikaans kan praat. Daai twee tale. En toe loop my die ding in my kop en ek dink, hoekom is die reaksie so verskillend as met hierdie ou? Want daai ou se motief was, ek is 'n alkoholist, ek kan dit nie doen nie, maar jou motief is ideologies, is nie aanvaarbaar. Verstaan julle die verskil? Dit is nie aanvaarbaar nie. Die samelewing gaan dit nie aanvaar nie. Ons is nou maar anders. En as ons probeer voorgee, terwille van die verdraagsaamheid dat ons nie is wat ons is nie, dan loop ons die gevaar wat Petrus genoem het. Ons is in daai gevaar. So, ek wil voorstel dat ons almal besef dat ons anders geword het op grond
van die goeie woord. Op grond van die woord van God. En dat ons 'n trots ontwikkel vir die woord van God, 'n heilige trots ontwikkel. Sodat ons nie val in daai trappie wat Petrus ingeval het. Want dit is 'n verskriklike ding. En dan 'n ander ding wat gebeur het met Petrus, was voordat hierdie krisis eintlik gekom het. Dit was daar in Getsemane. En Jesus het een kant gegaan en die las van die wêreld se sonde was op sy skouers. En hy het besef, hy dra die hele sondelas van die wêreld van die begin tot die einde, van elke enkele een van ons. En die druk is so groot dat die bloed uit sy are uit sy vel kom. En gemeng met sy sweet drup dit af. En hy bid en hy soek 'n bietjie ondersteuning. En hy gaan na sy disippels. En wat doen hulle? Hulle slaap. Hoe baie van hulle het geslaap? Almal het geslaap. Wat sê Laodicea? Wat sê die gelykenis van die maagde? Wat het hulle gedoen? Hulle het geslaap. Hulle was wel neergedruk. Hulle was emosioneel gedreineerd. Hulle kon nie hulle oë oopbou nie. En die evangelie van Johannes sê my dat Jesus het spesifiek vir Petrus gaan wakker maak. Petrus maak ek weer nie slaap. En die Here sê vir hulle, slaap maar. Hulle gaan net nou skryf. So wat was die groot probleem voordat die krisis gekom het? Hulle het geslaap. Ons slaap ook. En baie van ons sê, toch nie nou nie. Dan gaan nog nie nou gebeur nie. Dan moet nog eers dit gebeur. Gaan nie gebeur nie. Nee, ons het nog 'n bietjie tyd. En my kinders is nog nie daar nie, Here. Bly maar weg. En die ander, die groot manne in die wêreld, die leiers, presidente, hulle sê bly maar daar want ons sal namens jou regeer. Ons het alles reg. Bly maar daar aan die ander kant asseblief, ons soek jou nie nou nie. En arme Jesus. Sonder disippels, sonder enige iemand draai daai kruis. Maar Johannes probeer naby bly. Hy lees niks van die ander nie. Daar's die vrou. Dankie tog vir die vrou. Moenie hulle self so afskryf nie. Daar staan Maria en die ander Maria. En daar staan Johannes. En wat gebeur? Hy hang daar aan die kruis, maar voordat hy aan die kruis hang, stap hulle eers en hy kan nie die kruis dra nie, want hy is totaal uitgeput. En 'n sekere Simon van Cyrene wat van die veld af gekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. Hier is die man, sy 2 seuns is aanhangers van Jesus, maar hy het nog nie vir Jesus geken. En hy kom toevallig daar van die een kant, hy is op pad, hy wil waarskynlik met Rufus gaan praat, en met Alexander en uitvind wat hier aangaan, en hier kom die man met die kruis, wat hy nie kan dra nie, en hulle sit die kruis op hom, en daar op pad na Golgotha aanvaar hy dat dit is die Messias. So dis die ondersteuning wat Jesus gekry het. Iemand wat hom nie geken het eintlik nie, maar wat wou hom leer ken, dra sy kruis. Dis 'n goeie boodskap. Daar's mense daar buite wat hom miskien nog nie so ken soos hulle moet ken. Hulle gaan sy kruis dra en ons gaan hardloop. Hoe gaan dit lyk? Hoe gaan dit lyk? Oomblik van krisis.
En die Bybel praat van hierdie Alexander en Rufus en Paulus noem hulle. En ons weet nie of dit dieselfde Rufus is nie, maar in elk geval sy seun was verlore. En die ander bietjie lafenis was hy kry is hierdie dief aan die kruis. Wat in die laaste oomblik besluit. Dis die Messias. Die ander ene vloek, die ene aanvaar. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as jy die Christus is, verlos jouself en hom. Maar die ander antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy self te oordeel is? En tog, regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. Wat het hy gesê? Dit gaan nie oor die verlosser wat gaan afkom van die kruis en sê, en die see julle. Dit gaan oor die verdiende loon wat ek het, is eintlik om daar te hang. Maar hy gaan het moontlik maak dat ek die ewige lewe kan. Ek moet 'n regte voorstelling hê van die evangelie. Die evangelie gaan oor 'n reiniging van hart en 'n harmonie kom met God en gaan nie oor hierdie aardse verlossings van gedagtes wat in die mense se koppe rondjaag. En selfs die Romein wat daaronder gestaan het, wat gekyk het wat hier aangaan, het aan die einde van die dag gesê, waarlik dit was die seun van God. Die Romeine het dit besef. En waar was die disipels? Hulle was weg. Hulle is weg. Die natuur het geweet, dis hy. Die aardbewing het gekom, die klippe het gespring. En terwyl hy nog nie aan die kruis gehang het nie, het die wind na hom geluister en die see het na hom geluister, maar sy eie mense het nie verstaan waaroor dit gaan. Hulle het 'n wanpersepsie in hulle koppe gehad. En die son maak sy kop toe. En die son skyn nie en dit is stikdonker. En Josef van Arimatea en Nicodemus kyk na die skouspel. Hulle sien hier's 'n aardbewing. Hier's 'n sonsverduistering terwyl daar nie 'n sonsverduistering is nie. Daar is nie 'n eklips nie. Wat gaan hier aan? En hulle besef, dis die Messias. Dit is hy. En dit wat die disipels laat hardloop, bring hulle na die kruis. En Josef gaan na Pilatus en sê, goed, my liggaam is dood. Presies 3 die middag, toe daai lam geslag moes word, toe ontsnap daai slang daai lam en die voorhang skeur, en die weg na die troon van God gaan nie meer deur priester nie, en middelaar nie gaan direk na Jesus. Wat 'n wonderlike verhaal. Waar is die disipels? Hulle is weg. Hulle is weg. En hier is die waarheid in Nicodemus se kop. Hy wat wedergebore moes word, en dit nie eens verstaan het nie, word bevestig in sy geloof. En so gaan dit wees. Ek sê vir julle baie, wat nie op die golflengte en die kennis vlak is, wat op hierdie kerk byvoorbeeld is, gaan die waarheid aanneem. En baie van ons gaan verlore gaan. Dink net dat die natuur hom herken het. En ons ken hom nie. Die engele het geweet, die see het geweet, die wind het geweet, dat almal sy stem geken. Maar sy kerk het sy stem nie geken nie, want hulle lei teologie in hulle kop gehad. Daar's 'n geval in ons eie geskiedenis waar daar 'n gesprek was by spoorwegstasie.
En die tannie het gesê, wanneer die krisis kom, gaan almal hardloop. Almal gaan hom verlaat. Dis tipologies korrek. Almal gaan hom verlaat. En dan gaan daar 'n hergroepering wees en almal wat nie posisie gesoek het nie. Dis 'n belangrike punt. Wat nie hulle self wou verhef soos die disippels. Wie gaan die belangrikste wees? Wie gaan regeer? Wie gaan lei? Wie gaan konferensiepresident wees? Wie gaan dit wees? Wie gaan almal daai wat nie posisie gesoek het, gaan terugkom. En dan gaan daar 'n leier roep uit na die wêreld. En ja, ons sal wakker word, want die magte het almal wakker geword. Al 10 van hulle het wakker geword. Maar oor God, helfte van hulle het nie genoeg olie gehad nie. En die olie is die Heilige Gees wat moes gewerk het, jou moes toegelaat het dat hy werk op jou. En karakter kan nie oorgedra word van een na die ander nie. So daar's 'n paar dinge wat ons in gedagte moet hou. Het ons olie? Het ons geluister na wat vir ons gesê is? Het ons dit geïnternaliseer sodat ons reg is vir die krisis wat kom? Het ons gedoen wat nodig is dat ons kognitief wakker kan wees? Of het ons brein besoedel met gemors van die maag? Is ons reg vir hierdie ding? Sal ons kan onderskei wat is van God en wat is nie van God nie, maar dit lyk so mooi. Die wêreld wil tog net doen wat reg is, ons moet net moraliteit weer instel en wet en orde weer kry in die chaos van hierdie wêreld. En eintlik trap ons aan die verkeerde kant van die wet. Is ons reg? Of wat van die bruilofsfees is aan die gang? En hier kom die meester en hy sê, hey, wat se kleed het jy daar aan? It's a goodly Babylonian garment. Dis die kleed van my eie werksgerechtigheid. Maar my vriend, jy kan nie hier inkom nie. Wat sê ek, my vriend? Dis soos Judas. Jy kan nie hier inkom nie, want jy het die verkeerde kleed aan. Ja, maar kyk hoe mooi lyk hy. Ek gee om hoe mooi hy lyk. Hy sê die kleed van geregtigheid wat aan jou toegereken word. En die verkeerde kleed aan my. Jy dink jy kan nie inkom op grond van die feit dat jy Sabbat gehou het, dat jy reg geëet het. Want sommige maak dit hulle godsdienstig. En dis die probleem. As die dinge wat reg is, want jy moes dit gedoen het sonder om die ander te verontagsaam. As dit jou godsdienst word, dan is dit 'n afgoderry. Verstaan nie die voorbereiding wat in die kop aangaan. As jy 'n gesondheidshervormer is, maar dit is jou godsdienst, is jy verlore. Maar as jy gered het en dit word jou gewoonte, omdat jy gereinig is deur God, dan is dit geloof. Die waarheid en die leuen loop so langs mekaar. Hulle oorvleuel so maklik. Ons moet so versigtig wees. So wat ek vir julle sê, voordat ons kom by die krisis, in die volgende lesing is, dis tyd vir selfondersoek. Ernstige selfondersoek. Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom leef ek soos ek leef? Wil ek grander wees as my buurman? Of wil ek my buurman red? Wat is my motief? Wat gaan aan in my hart? Aanvaar ek die Here op grond van sy goedheid en sy geskenk van die lewe wat hy vir my gee, wat ek nie kan dien nie? Wil ek dit deel met ander? Wat is my motief? Of wil ek vir ander wys, kyk hoe kry dit ek uitgedraai? Nee. Wie is hy?
Wees ek is net 'n sondaar. Gered deur genade. As ek die genade aanvaar en die voorwaardes aanvaar. Moenie luister nou na stemme wat die Bybel in die 3 engelboodskap afkraak. Dan is jy soos Petrus tussen die manne. Nee, dis nie deel van die manne nie. Vergeet van die manne, dat hulle whisky en hulle brandewyn en hulle laan. Moenie luister na stemme wat dit afkraak. Al kom hulle hoog uit die kerk uit. Al sê een van die leiers van die kerk, ek preek nie 3 engelboodskappe nie, ek preek net Jesus. Al gebeur dit. Moenie luister nie. Want die Bybel self sê, die laaste boodskap wat uitgaan in die wêreld is die 3 engelboodskap. En as jy dit nie wil doen nie, omdat jy wil deel wees van die ekumene en skaam is vir wat jy glo, dan volg jy in die voetstappe van Petrus. Ek hoef nie name te noem nie, baie van julle ken die name, kan hulle noem, maar ek sal nie. Ek word dikwels sleg gesê omdat ek nie die name noem nie. Ek hoef nie, ek moet net beginsel te noem. Want môre val daai man op dood, hy het al amper dood omgeval, en dan is daar ander ene wat dieselfde ding, wat moet ek aan 'n nuwe naam doen? Nee, noem die beginsel. Moenie luister na stemme wat die woord afkraak. En moenie op daai trein van sosiale geregtigheid klim. Moenie dit jou seepkussie maak. Los dit maar vir die fout. Dis sy seepkussie, sosiale geregtigheid. Jy gaan nie sosiale geregtigheid implementeer deur die aarde nie. Die armes gaan nie bly, hoe lank sê die Here? Tot die einde toe. Jy gaan dit nie regstel nie. En jy gaan dit ook nie regstel deur een groep te verwyder om ongeregtigheid deur die ander groep in te bring nie. Dit gaan nie gebeur nie. Ongeregtigheid gaan nie bly. Die rykes gaan daar wees, die armes gaan daar wees, die vertraptes gaan hier wees en die vertrappers gaan hier bly tot die einde toe. Dit gaan nie daaroor nie. Jy gaan dit nie regkry nie. Vergeet. En hou op met die seepkussies daar buite. Van hoe sleg ons behandel word en watter groep ons sleg behandel. Kyk na jou hart en vra jouself as ek reg met die Here. Want die Here het hierdie omstandighede toegelaat om vir ons te wys. Dit is nie in ons beheer nie, ons gaan dit nie reg kry nie. Hulle wil al lankal armoede weg hê. Het net reg gekry. Nee, dan net erger as wat het nog ooit was. Dit gaan ook nie beter word nie. En moenie luister na stemme wat die pioniere afkraak. Daai manne het geworstel. Daai manne het gestudeer. Kyk wat het hulle geskryf. Kyk wat het James White geskryf. Kyk wat het Longford geskryf. Kyk wat het die ander White geskryf. Kyk 'n bietjie daarvan. En lees hoekom hulle glo wat hulle glo. En moenie luister na stemme wat vir jou sê roepe het verander. Hy glo nou in godsdienstvryheid. Ja, godsdienstvryheid in die raamwerk van sosiale geregtigheid en die algemene welvaart van die mensdom. Nee, dankie. Ek soek 'n geregtigheid van 'n ander kleed. 'n suiwer kleed wat van Jesus afkom. Ek soek nie daai geregtigheid nie. Daai geregtigheid mag dalk 'n wit kleed buiteom hê, maar daar's 'n vuil swart broek onder. Dan maar kyk as daai foto's geneem word, hy skyn dikwels deur. Moenie luister na stemme wat sê Rome het verander. Moenie luister na stemme wat sê die reformatie is verby. The Reformation is over. Don't worry about the doctrines. God will sort them out when we get upstairs. Maar op grond van doktrine dat mense verloor gaan.
Nee, hy gaan dit nie oplos as jy daarbo gee nie, hy het dit vir ons hier gegee. En as ons dit nie nou aanvaar nie, dan sal ons dit daarbo ook nie aanvaar nie. Ja, wat kan jy ook nie daarin gaan? Dit is so eenvoudig soos dit. Moenie sê dat dit wat geskryf is van die 19de eeu se denkrigting kom nie. Waar kom die Bybel vandaan? Baie ouer as die 19de eeu, is dit nie? Nee, ons kan dit aanvaar, maar ons kan nie die res aanvaar. Elke leerstelling wat hierdie kerk het, is deur bloed gekoop. En nie deur ons nie. Deur pioniere wat waarheid ontdek het en bereid was om te sterf vir daardie waarheid. En wat vervolg is, nie net deur ons Katolieke nie, maar deur protestante. Hoeveel Calviniste of hoeveel mense is doodgemaak deur Calvinisme, omdat hulle nie saamgestem het met Calvin nie? Honderde, duisende. Hoeveel is doodgemaak omdat hulle nie saamgestem het met Katolicisme nie? In die middeleeue alleen 150 miljoen minimum. Dood. Moenie dink dat die stelsels daar buite verander het. Kan 'n luiperd sy plekke verander? Wat sê die Bybel? Kan Rome sy posisie verander as hy onfeilbaar is? Hy kan nie. Hy kan hom nie verander nie sonder om homself te verloor nie. Moenie luister na stemme wat sê die vertolking van die diere in Openbaring is verkeerd nie. Moenie luister nie. Ons het dit nie uitgedink nie. Die hervormers het dit uitgedink. Maar ons het hulle mos op sy gestoor. Ons luister mos nie meer na hulle nie. Ons luister nou na Hillsong. Want dan kan jy lekker in 'n beswyming sit en dink jy's gered. Is ek nou lelik? Ja, dit is waarskynlik 'n bietjie lelik. Maar asseblief, sien die punt daar agter. Moenie toelaat dat 'n beswyming jou oortuig dat dit verlossing is nie. Nee, dag kan dit ook vir jou doen. Na die wet en na die getuienis. En dan is daar 'n oorblyfsel. Daar was nog altyd 'n oorblyfsel. Maar as die oorblyfsels nie praat volgens die wet en die getuienis, dan kan dit nie die oorblyfsel wees. Want die Bybel sê duidelik, hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die geloof in Jesus. Hier is hulle wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus. En wat is die getuienis van Jesus? Volgens Openbaring 19 is die gees van profesie. Moenie luister na stemme wat sê dit is nie relevant nie. Alles is jou kerk. Alles in die leiers in die kerk. Ignoreer hulle. Bly by die woord. Luister na die profete. En dan gaan julle bevestig word. Dit nie wat die Bybel sê nie? Ja, ek wil eindig met Hebreërs 3 vers 6, maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Ek het geen twyfel dat die denominasie waaraan ek behoort, dis nou verwag van my, die waarheid het. Anders sou ek nie deel wees van hierdie groep nie. Want glo my, as julle vir my 'n goeie rede kan gee om nie lid te wees van hierdie kerk nie, ek is die eerste een wat sal hardloop en sê dankie tog. Dis ernstig. Maar omdat die orakels van God hier in hierdie kerk verskans is, beteken nie dat die hele volk in harmonie daarmee lewe nie. Inteendeel, nie 21 week daarvolgens. Laat nie dit julle afsit nie. Dat mense nie luister nie.
na wat God gesê het. Dis nie my saak nie, dis hulle saak. As hulle nie wil olie hê nie, dan kan ek dit nie verander nie. En die Bybel sê hulle gaan nie genoeg olie hê. Maar glo my, daar is mense in hierdie kerk wat genoeg olie gaan hê. En hulle gaan luister na die leiderroep. Maar eers nadat hulle wakker geword het en weggehardloop het. Want niemand van ons is so sterk soos ons dink ons staan nie. Wees versigtig as jy dink ek staan. Want jy staan op jou piesangskille. En dit is die oomblik van krisis wat ons nou nader. En in die volgende les van 11 gaan ons sê waaroor dit gaan. Wat is op pad? Wat gebeur? Kom ons kyk na die gebeurtenisse. En ten spyte daarvan gaan ons nog steeds hardloop. Maar laat ons dan soos Johannes nie voorgee dat ons iemand anders is as wat ons is. Want Johannes, saam met Nicodemus en saam met Josef van Arimatea, was die enigste disipel. Die enigste disipel wat Jesus saam met hulle gaan begrawe. Net hy. Nie Petrus nie, nie een van die ander nie, net hy. En wat was hy voordat hy bekeer is? Was hy nie 'n son of thunder nie, 'n knetterpot nie. Dis wat hy was. Maar iets het verander in hom. En dis wat die Here soek. Hy soek nie hierdie waansinns godsdienst nie. Hy soek 'n Johannes wat 'n knetterpot verander in 'n disipel. So kom ons word disipels nou op om knetterpotte te wees. Kom ons hou op om mekaar te verwyder, om mekaar sleg te sê, om mekaar te beskinne. Kom ons kom by mekaar, want ons het nie baie tyd nie. Ons gaan binnekort wakker gemaak. Slaap maar nog gerus. Die krisis kom. Slaap. Maar terwyl jy slaap, koop net 'n bietjie olie. Kom ons bid. Hemelse Vader, die oomblik van krisis, glo ek, het vir die mensdom gekom. Ons slaap. Ons gaan hardloop. Ons gaan hergroepeer. Daar gaan 'n leiderroep wees. Nicodemus gaan luister. Josef van Arimatea gaan luister. Die manne daar buite wat die kruis gedra het, wat jy nie geken het nie, hulle gaan luister. En baie diewe aan die kruis gaan luister. En in die laaste oomblik, in die doodsknikke, gaan hulle in die wingerd kom werk. En dieselfde loon ontvang van die wat hulle lewe lank daar gewerk het. Want die ewige lewe kan nie opgebreek word in fragmente nie. Dis die loon wat U ons gee, die ewige lewe. En of ons nou 2 minute werk vir U, of 50 of 60 jaar gewerk het vir U, gaan nie 'n kwart kry of 'n derde van die volle pakket kry. Help ons om dit te aanvaar in Jesus naam. Amen. Goed, nou is ons reg vir die volgende een.